Goed, ons gaan vanmiddag kyk, en volgende keer ook gaan ons kyk na Jona. So blaai saam met my na Jona hoofstuk 1. Jona is in die Bybel, in die Ou Testament. Die wat nie weet nie. En ons thema van vanoggend is net Jona. Ons gaan net kyk vanoggend, so net so 'n tipe van inleiding oor Jona, en volgende week gaan ons verder gesels oor Jona. Magda, help my onthou, kyk gou wat daar is die 24ste. Ek verbeel my dis 'n maandag. Ons is Sondag. Ja, die 25ste. Ja, die 25ste het ons weer 'n gemeente vasdag. So ek sal op die groep, die gemeentegroep sal ek die inligting gee, waar ons weer gaan vas en bid vir ons gemeente. Goed. So ons thema vanoggend is Jona. Ek lees Jona 1 van vers 1 tot en met vers 3 en dan gaan ons vers 17 lees. Ek gaan lees en daarna gaan ons saam bid. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaar gemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is van Joppe af en daar het hy 'n skip gekry wat opgetrek was, Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. En wat hier stop, en jy sien twee keer word hy genoem, Jona vlug vir die Here. Hou dit net in gedagte. En dan vers 17. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona aan te sluk. En hy was 3 dae en nagte in die vis se maag. Kom ons maak die oor toe en bid ons net saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees in die teenwoordigheid. Dankie Here Jesus dat ons die voorreg het om in hierdie kerk, in hierdie gebou, wat U vir ons gegee het, Here, om hier te kan vergader. Here, ons bid ook vir hulle wat nie hier is nie. Ag Here, ons bid dat U vir hulle God van nabyheid sal wees. Ons dink vanoggend in Daniel, wat 'n vriendin in die dood afgestaan het, Here. Ons bid dat U vir haar en haar gesin en selfs hierdie vriendin se familie, U vir hulle in hierdie tyd 'n God van nabyheid sal wees. Dankie dat ons weet, Here Jesus, dat U sal deurdra. Want Here, U woord sê dat U is ons trooster, U is ons helper. En ons bid ook, Here Jesus, waar U woord sy loop gaan neem, nie net hier nie, Here, oral in ons dorp, oral in ons land, dat die woord asseblief op vrugbare grond sal val. Dat mense die waarheid sal hoor van die onfeilbare woord. Verlossing in Jesus Christus alleen. Dankie Here, dat U ook 'n God vol van genade is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Goed. Die heel eerste punt wat ons gaan na kyk, is die Here kyk nie weg vir sonde nie. Ons lees vers 2. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. So hier kom die Here God en hy sê vir Jona, want Jona is 'n profeet. En hy sê vir hom, jy moet na Ninive toe gaan, want ek weet hoe sleg hy is. En as mense dit lees, dan wonder jy, maar hoe sleg is hulle nou uit? Want wat het hulle nou eintlik verkeerd gedoen? So as jy wil weet wat hulle verkeerd gedoen het, dan moet jy die boek na hom gaan lees. So, Nahum was ook 'n profeet gewees en al die inligting oor Ninive wat hulle verkeerd gedoen het, al hulle sondes is daar opgeteken. Onder andere is daar 2 goed wat hulle gedoen het wat genoem is van al die ander. Hulle was losbandig gewees en hulle het ander afgode het hulle aanbid. Dis hoekom die Here God kom na Jona toe en sê, Jona, jy moet na hierdie stad toe gaan en vir hulle gaan sê. Want jy weet, dis belangrik dat ek en jy ook sal weet dat die Here God sien sonde raak. Ons dink partykeer, luister nie, want die wêreld leer vir ons, omdat ons God 'n God van liefde is, dan sal hy ons sonde verdra. Want hy vergewe ons, want dis sy werk, dis sy aard, dis sy karakter. En mense misbruik dit
om hulle sonde te regverdig. Dit beteken, luister jy, ek kan maar sonde doen, want omdat God 'n God van liefde is, sal hy my sonde vergewe. Maar die Here God stuur vir Jona na 'n stad toe om hulle te waarsku teen hulle sonde. Want die Here God weet wat sonde doen, want die Bybel leer vir ons dat sonde bring skeiding tussen jou en die Here. So sonde kan nie ook nie ongestraf bly nie, dis vir die woord vir ons leer. En die Here verwag van ons as kinders van die Here, as jy sê jy is 'n kind van die Here, dan moet jy weerstand bied teen die sonde. Want daar is nie een van ons wat kan sê, luister, ek doen nie sonde nie. In Johannes 1:7 sê, as ons beweer dat ons die sonde doen nie, dan is die waarheid nie in ons nie. Want ons is nie volmaak nie, ons is mense. Ons het 'n sondige natuur. En ons dank die Here Jesus Christus, dat hy klaar vir ons sondes gesterf het, maar dit beteken nie, dat ek nie meer gaan sonde doen. Omdat wat het Paulus gesê, van sonde? Enig iemand? Van al die sondaars, is ek die vernaamste. Paulus het dit gesê. Paulus het gesê, van al die sondaars, is ek die vernaamste. So met ander woorde, daar is nie mense op aarde wat kan sê, maar hoor hierso, ek doen nie sonde. So ons moet weet dat die Here sien sonde raak, en hy draai nie sy gesig weg vir sonde nie. Ek wil nog 'n voorbeeld doen in die Bybel, waar die Here nie sy gesig wegdraai vir sonde. Want die Here is Sodom en Gomorra. Ons lees, hierdie moes ek vir julle gespeel, ekskuus. Hebreërs 12 vers 4, Here het nog nie teen bloede en weerstand gebied en julle stryd teen die sonde. So die Here verwag van ons. Ons moet alles in die stryd kry om nie sonde te doen. Ons moet nie sonde ligtelik opneem. Want almal dink maar net, ag, ons almal het maar net klein sondetjie, groot sondetjie. Maar bestaan nie so iets nie. Sonde is sonde, ongeag. Okay, Sodom en Gomorra, Genesis 18 vers 20. Toe sê die Here, die geroep teen Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie groot. Omdat julle wat het gebeur met Sodom en Gomorra, het die Here hulle genade gewees en gesê, hoor hierso, julle moet nou ophou, anders is daar moeilikheid. Wat het die Here God gedoen? Die Here het die stad plat gevee. Waarmee? Met swaal en met vuur. Hoekom? Want God draai nie sy gesig weg vir sonde nie. So ons moet weet, as jy 'n kind van die Here is, moet jy versigtig wees vir sonde. Want ek wil dit weer sê, dit bring skeiding tussen jou en die Here. Dit maak dat jou verhouding met die Here skadelik. En baie keer is daar mense wat sê, maar ek bid, en ek doen al hierdie goed, maar dis asof die Here my nie hoor nie. Dalk moet jy net eers gaan ondersoek, is daar die sonde in jou lewe wat jy nog nie bely het? Die Here God draai nie sy gesig weg vir sonde. Ja, hy het ons sonde aan die kruis gedra. Maar dis nie 'n rede dat ek kan voortploeter in sonde nie. Die tweede punt, ons moet die genade van die Here raak sien. Kan julle daai raak lees? Okay, dan kan ek vir julle lees. Daar staan, sien die genade van die Here raak. Ek wil weer vers 2 lees. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Ek skryf so 'n bietjie vorentoe in hoofstuk 3. Ek sal nou volgende week sal ek weer alles mooi bymekaar kom. So in hoofstuk 3 is Jona in die stad Ninive. En hy sê vir hulle, oor 40 dae gaan die Here God hierdie stad verwoes. Sien die genade van God raak. Die Here stuur vir Jona, al is hy ongehoorsaam, die Here stuur hom, en hy waarsku die stad. Met Sodom en Gomorra was dit dieselfde gewees. Met hulle Abraham, Here God sê vir Abraham, hoor hierso, die geroep vir Sodom is erg, hulle sonde is erg. En Abraham kom so af in die onderhandel met die Here, maar die Here, as daar net 50 mense is wat regverdig is, toe sê die Here, as daar 50 is, sal ek hulle spaar. Sal ek die stad nie plant sien.
Hy begin by 50 en Abraham eindig by 10. Ek sê as daar 10 is, asseblief nie. En die Here sê as daar 10 is, dan sal ek die stad spaar. God is 'n God van genade. Jy sien hy waarsku is. Hy kom nie dadelik en vee pad en bring vir 'n woestyn. Maar hoor mooi hierdie ding, omdat God 'n God van genade is, wil ek weer sê, kan ons nie gemaksigtig wees in sonde nie. Kan ek nie leef soos wat ek wil nie. Want mense dink, hoor hierso, God is vol van genade, hy is liefdevol, ja hy is, maar hy is ook 'n regverdige God. 'n God wat die sonde straf. Wil dit sê Hebreërs 12 vers 6. Want die Here tig hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Jy sien die wêreld leer vir ons, God sal nooit mense straf nie. 'n God van liefde sal nooit mense te nakom nie. Hy sal nie mense in die hel werp nie. Maar dis nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel sê ons moet hom vrees wat die liggaam en die siel in die hel kan werp. So met ander woorde, ons moet dankbaar wees vir die Here se genade, dis 'n feit. Die Here is nie wraakgierig nie, maar hy is 'n regverdige God. Ons lees in Jesaja 30 vers 18, kosbaar is hierdie. Die Here praat met sy volk Israel deur die profeet Jesaja. Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en hy wil hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied en dat gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. So met ander woorde, die boodskap is duidelik dat God is 'n God van genade. Maar as ons praat van die liefde en die genade van God, moet jy in dieselfde asem, veral in vandag se tyd, moet jy noem dat hy is 'n regverdige God, wat die sonde straf, wat mense eendag hel toe gaan stuur. Want in vandag se tyd word dit nie verkondig nie, mense glo dit nie. Mense glo, almal wat doodgaan, gaan in elk geval hemel toe. Dis nie wat die Bybel leer nie. Maar ons dank die Here vandag, dat hy tog genadig is. Want as hy nie genadig was nie, sou hy lank al die aarde plat gevee het. Weet jy, daar is 'n gedeelte wat my opval in Job. Onthou in Job, kom die duiwel by die Here Jesus. Onthou wat die Here gesê het van Job. Hy het gesê, sien nie my knegt Job, sy gelyke is daar nie op die aarde. Elke keer as ek dit lees, dan dink ek net vir myself, Job was 'n man werklik na God se hart gewees. Dan kyk ek na my eie lewe, dan dink ek, ek maak het glad. Kan ek so nog eerlik vir jou sê, en ek hoop dat jy ook so sal wees in 'n mate. Ek is baie keer bang om te dink, ek moet eendag voor die allerheiligste God gaan staan. Ek is 'n sondige mens. Weet jy dat die Bybel leer, daar is niemand goed behalwe die Here nie. En hier is 'n belangrike konsep dat ons dit sal verstaan. Nie almal gaan hemel toe gaan nie. Ek gaan so 'n bietjie van die onderwerp af, vertrou my asseblief. Maar die wêreld leer dit. Maar ek het al baie begrafnisse in my lewe gedoen. En ek dink julle was al by baie begrafnisse gewees en elke keer sê almal dieselfde. Hy of sy is nou op 'n beter plek. Ongeag of hulle gered was of ongered. Luister hier, as jy asem uitblaas en jy is ongered, jy is nie wedergebore nie, sal jy nie die poorte van die hemel sien. Johannes 3 vers 3 sê dit baie duidelik. Daarom maak seker dat jy werklik die Here sal lief hê bo alles. Want die Here is 'n regverdige God. Hy dra nie sy gesig vir sonde nie. Hy laat nie met hom spot nie. Hy is 'n heilige God.
In Romeine 12 leer hy vir ons mag nie wraak neem. Weet jy wat sê hy? Hy sê die wraak kom hom toe. En die Hebreërskrywer sê, vreeslik is dit om val in die hande van die lewende God. Goed, kom ons gaan. Laaste punt, Jona vlug vir die Here. So ek het nou gesê, ek spring so 'n bietjie rond. So nou fokus ons net op Jona. Die Here gee vir Jona 'n boodskap, en dan Jona as 'n profeet. So die stem van die Here was nie vir Jona iets vreemds gewees nie. En hier kom die Here en sê vir Jona, jy moet na hierdie stad toe gaan, jy moet gaan waarsku. En wat doen Jona? Hy vat pad, hy vlug na Tarsus toe. En net interessant, Tarsus is ongeveer net so oor die 4000 km van Nineve. So hy vlug nie net 'n bietjie nie, hy vlug ver van die Here af weg. Ons het nou gelees, hy 2 keer word daar genoem, Jona het gevlug vir die Here. Weet jy wat sê die Bybel? Ek en jy, ons kan nie vlug vir die Here nie. Jona het dit ook agtergekom. Ons gaan dit volgende week sien. Jona het gedink, ek kan vlug vir die Here, ek gaan wegkom, maar hy het nie, want hoekom? Die vis het hom aangeslip. Ek wil amper sê, hy het 2 keer op karp het hom aangeslip. Maar 'n groot vis het hom geslip. Dis net 'n grapie. Dis nie 2 keer op karp nie. 'n Groot vis het hom aangeslip. So Jona het agtergekom, hoor hierso. Ek kan nie vir die Here wegkom. Want jy sien, die gesindheid van baie mense is, ek kan vlug vir die Here. Jy kan nie. Ek wil vir lees Psalm 139 van vers 7. Waarheen sou ek gaan om my gees te ontvlug? Dawid is hier in die woord. Waarheen sou ek vlug om in die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kom vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is self die duisternis nie donker nie, die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Soos tot Dawid het geweet, jy kan nie vir die Here wegvlug. Jy kan nie wegkom van die Here God. Want daar kom 'n dag. Ons het nou gesing, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Daar kom 'n dag waar almal voor God gaan staan. Of jy dit wil weet of nie. Jona het gedink, Jona profeet. Gedink ek wegvlug vir die Here af. Maar ek kan nie. Ons kan nie wegkom van die Here af nie. As jy sonde gedoen het, jy kan nie wegkom nie. Maar die wonderlike ding is in Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en hy heilig ons van alle ongeregtigheid. Ek som op en ek sluit af. Jona kry 'n boodskap van die Here God af. Gaan waarsku die stad Nineve. Want ek sien hulle sonde raak, ek sien hulle sleg. Die Here dra nie sy gesig weg vir sonde. Want hy is 'n regverdige God. Jona vlug van die Here God af. Maar hy kom nie weg. Ek en jy, ons moet weet. Ons moet weerstand bied teen die sonde. Werk alles in die stryd as dit kom by sonde. Want as jy die Here liefhet, dan sal jy besef, maar my sonde bring skeiding tussen my en die Here. En ongehoorsaamheid aan God. Weet jy dat ons lees in Psalm 5:22 dat die Here het meer behaal in gehoorsaam as in offerandes. En Johannes sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Volgende week gaan ek 'n bietjie verder kyk oor Jona. Maar die beginsel is, waak vir sonde, bly weg van sonde af. En as jy gesondig het, bely dit dadelik vir die Here.
want hy reinig jou. Maar moenie ligtelik met sonde omgaan. Want sonde bring skeiding tussen jou en die Here. En hy is 'n regverdige God. Kom ons sluit af. Almagtige God, Hemelse Vader, ons eer U, Here, dat U 'n God van genade is, dat U gretig is, Here, om ons genadig te wees, maar ook help vir ons, Here, dat ons nooit U genade goedkoop sal maak, dat ons nie U genade sal beskou as 'n rede of 'n lisensie om te sondig soos wat ons wil. Maar Here, vat vir ons by die hand en bly vir ons dat ons 'n heilige lewenswandel sal lei. Dat alles wat ons sal doen, Here, dat dit sal wees tot eer en verheerliking van U groot en U heilige naam. Here, dat ons sal vlug vir die sonde. En Here, as ons gesondig het, ons dit sal bely. En ons eer U, Here, dat U ons sonde verwyder, dat U ons skoon maak van ons sonde. Here, U woord sê, U vat dit so ver weg, soos die ooste van die weste. U werk met in die see, en U dink nooit meer daaraan. En U is ook die een wat die boekhou van ons kwaad. Here, ons eer U, ons aanbid U, dat U geduldig en genadig met ons is. In Jesus naam met ons dit. Amen.